Goeiemôre, baie welkom vir almal van julle. Dit is lekker om julle almal te sien. So ek gaan vir ons bid en dan gaan ons in die woord van die Here ook induik. Vader, dankie vir u goedheid en vir u liefde en vir u getrouheid. En dankie dat ons tot u kan nader, ook in musiek en met sang, en dat ons u naam kan grootmaak en u kan eer. U is so waardig. Dankie vir u woord. Dankie vir die voorreg dat ons in die naam van Jesus kan vergader. Party van ons fisies hier, party van ons fisies op ander plekke, maar dankie dat u Gees is, en dat u is waar ons is. En ek wil kom vra dat u woord vir ons sal oopbreek, en dat u ons sal bedien deur u Gees, en dat u vir ons dinge sal kom wys, en dinge kom oopbreek, en dat u vir ons die geloof sal gee om te doen dit wat u vir ons vra om te doen. En so ek kom vra, u ken elkeen van ons storie, u weet waar elkeen van ons is, u weet die omstandighede waarin ons onsself bevind, en daarom weet u wat is ook nodig vir ons in die hier en nou. Kom bedien ons, Here, in die naam van Jesus. Amen. Ons het 'n reeks begin wat ons noem briewe vir die kerk, en ons kyk na hierdie briewe wat in Openbaring geskryf is aan hierdie 7 kerke. Nou, Willie hulle het so 2 weke terug het hy begin, en hy het eintlik begin in Openbaring 1, en eintlik net dat Johannes kry op Patmos, op die eiland Patmos, kry hierdie openbaring van Jesus, en dan is daar hierdie 7 briewe wat hy sê, skryf hierdie neer, en dan stuur hierdie briewe ook dan nou vir hierdie kerke. En ek wil jou aanmoedig om jou Bybel regtig saam te bring, en sodat jy dit kan sien in jou eie Bybel, waar dit staan en hoe dit staan. En ons het net so ervaar dat ons wil vir 'n tyd, wil ons groot stukke van die Bybel eintlik omtrent vers vir vers deurgaan en te bestudeer. En ons wil eintlik na hierdie reeks wat aan die einde van die vakansie, as ons met klaarmaak begin, nuwe kwartaal, wil ons die evangelie van Johannes mee begin. En ons wil net vir 'n tyd het ons net ervaar dit is nodig, en ek wil jou aanmoedig om dit saam met ons ook deur te maak. So Johannes het hierdie openbaring, en dan skryf hy hierdie neer, en net om vir jou 'n idee te gee van hoe dit lyk, hy is op die eiland Patmos, en dan is dit omtrent, dis 'n posroete wat hierdie kerke lê, en dis ook die volgorde van hoe hierdie briewe geskryf word, en elke keer hierdie briewe neem in 'n sekere sin 'n sekere formaat aan. En dit neem nie die tradisionele briefformaat aan van hierdie tyd nie, soos wat jy baie keer sien in Paulus se briewe nie, en dit is meer profeties van aard, maar binne in hierdie is daar 'n sekere vorm wat al 7 hierdie briewe vorm. Dat word geadresseer aan 'n spesifieke kerk in daardie tyd, en dan gee Jesus wat die brief skryf, sê, hier's wie ek is, en elke keer haal hy in 'n sekere sin van sy eienskappe aan wat eintlik in Openbaring 1 al gesê is oor wie hy is. Maar elke keer sê hy dit op 'n manier wat nodig is vir hierdie kerk, as gevolg van die omstandighede waarin hulle self bevind, of waarmee hulle besig is, sodat hulle kan weet wie hy is binne daai omstandighede. Vir 5 van hierdie 7 briewe sê hy, hier's sekere dinge wat jy reg doen. Vir 5 van hierdie 7 briewe sê hy, hier's dinge wat jy verkeerd doen. En dan gee hy spesifieke instruksies vir hulle rondom hierdie, en hy maak 'n belofte, en dan aan die einde, dan maak hy eintlik hierdie universele stelling, wat eintlik vir alle kerke is. En ook vir ons, en dis 7 kerke, en dis ook die volmaakte getal, en daarom is daar elemente wat ook vir ons is. En dis hoekom ons ook hierdie noem briewe vir die kerk, daar's elemente vir jou en vir my in die hier en nou. En almal van ons is die kerk van Jesus Christus, as jy in Jesus Christus is, en daarom is daar sekere dinge wat hierdie kerke, wat beskryf word, wat jy dalk in jouself kan identifiseer, en dan moet jy ook die instruksie volg wat Jesus gee vir jou binne in hierdie konteks. En hier is dalk die ding wat ons baie keer kan mis, met hoekom Jesus hierdie briewe vir hierdie kerke skryf. En weer eens dit te doen met hierdie konsep wat ek 'n ruk terug gesê het, is dat elkeen van ons wat in Jesus is 'n boodskapper. Elkeen van ons wat in Jesus is op 'n missie wat Jesus gegee het, om te gaan na hierdie wêreld toe en disippels te maak. En elke keer skryf hy vir hierdie kerk en sê, luister, vir party van hierdie kerke, hier's dinge wat verkeerd loop in julle kerk, en dit gaan 'n invloed hê op julle getuienis na hierdie ongelowiges in die area wat julle leef. Die area waarin leef is Turkye wat ons vandag ken. En dan vir sekere kerke doen sekere dinge reg, en wat hy vir hulle sê, hou aan met hierdie ding doen, want dit is juist goed vir julle boodskap vir die ongelowiges in die omgewing. En so weer eens, die konteks vir jou en vir my is, sodat ons ook getuies kan wees, en goeie boodskappers kan wees in 'n tyd wat ek en jy nou leef. Nou vandag,
Nou, Rian en Willie het met julle gepraat. Rian het laasweek met die eerste kerk in Efese begin en albei van hulle het vir julle baie goeie inligting gegee en goed deur die teks gegaan om vir julle te verduidelik wat daar bedoel word. Nou vandag het ek die voorreg om oor Smyrna te praat. Die kerk in Smyrna, dis die tweede kerk en dis foto's van hoe dit lyk op die oomblik daarso. Maar net agtergrond van Smyrna, dat jy kan verstaan die konteks waarbinne en die lewe wat hierdie kerk ervaar. Smyrna was 'n baie groot stad en 'n baie mooi stad. Saam met Efese is dit gesien as een van die eerstes in Rome, net oor hoe mooi en hoe groot dit is en daar was 'n hoë agting vir hulle gewees. Daar word geskat dat die populasie op die stadium wat die brief geskryf was tussen 100 en 200.000 mense was wat daar gewoon het. En as gevolg van die grootte en die mooiheid van hulle was daar ook baie weelde gewees. En as gevolg van hierdie weelde is daar goeie opleiding gegee binne in die stad en daar's veral gefokus op opleiding in medies en in die wetenskap. En oor het hulle self gesien as beter. Hulle het altyd saam met Rome gegaan wanneer daar iets aangaan en as gevolg van hulle lojaliteit aan Rome het hulle sekere voordele en voorregte geniet. Hulle was 'n stad wat selfregerend was en hulle kon goewerneurs en ouens aanstel wat self hier regeer. Inteendeel, in die jaar 23 is daar aan hulle die voorreg gegee, bo ander 11 stede, dat hulle kan die eerste tempel oprig aan 'n keiser as 'n god. Hulle het hierdie straat gehad wat genoem het die Goue Straat. Aan albei punte was daar tempels van gode gewees en op pad van die een na die ander was daar tempels al langs die pad ook gewees. En hulle is die eerste wat ook in hierdie kultuur waar keisers begin sien word het as gode, kon hulle 'n tempel oprig vir Tiberius. Inteendeel was praktyk gewees in hierdie tyd, dat elke jaar moes mense van Rome en burgers van hierdie stad, moes hulle 'n stukkie wierook brand. En dan as hulle dit brand, dan moet hulle sê, keiser is Here. En dan kry hulle 'n sertifikaat dat hulle het dit gedoen. En met hierdie sertifikaat kan jy behoort ook aan gildes. En as jy aan 'n gilde behoort, kan jy besigheid doen in die stad of werk in die stad. Natuurlik is dit waar die probleem ingekom het vir Christene, omdat hulle nie kon sê, keiser is Here nie, want hulle het geglo in die Here van Here, en Jesus Christus as die enigste Here, en hulle het geweier om dit te sê, en daarom het hulle nie sertifikate gekry nie, en daarom kom hulle seker sin nie besigheid doen nie, en werk kry nie, en het armoede eintlik as gevolg van dit. Teen die tyd wat hierdie brief geskryf is, was dit keiser Domitianus wat aan beheer was. Nou, hy was een van 'n paar keisers wat terwyl hulle nog geleef het gesê het, hulle is 'n god as keiser, en hulle het inteendeel die druk so groot gemaak dat ouens hierdie elke jaar moes doen, dat daar was 'n bedreiging elke keer gewees, indien jy dit nie doen nie, dan gaan ons jou doodmaak. En so in 'n sekere sin kon jy nie in hierdie samelewing leef, sonder dat jy verklaar het dat keiser is Here nie. En dis binne in hierdie konteks, wat Jesus hierdie brief deur Johannes vir die kerk skryf. En hy skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Smyrna. Nou, die woordjie boodskapper, party vertalings lees dit leraar van die kerk in Smyrna, party praat van engel, en weer eens, ouens weet nie lekker wat om dit te doen nie, maar die woord daar is engel. En ek dink is belangrik dat ons net sal besef, dat wanneer dit kom by kerk, is daar iets bonatuurlik. Daar's sekere dinge wat ons nie kan beskryf nie. Kerk is nie net, ons kom by mekaar, ons sit 'n paar verwarmers aan, sing 'n paar liedjies en drink koffie na die tyd. Nee, daar's 'n bonatuurlike element as dit kom by kerk. Ons is besig met ewigheidsdinge. Ons is besig met bonatuurlike dinge. Dit is nie net dat jy jou kinders by die kinderkerk inklok nie, alhoewel daar nie vandag kinderkerk is nie. Dit het te doen met hulle ewigheid. Dit het te doen dat hulle sal leer van die koning van konings en die Here van Here. Want dit is baie groter as net wat ons dit baie keer wil maak. So daar's 'n bonatuurlike ding wat ook deel is van dit. En hy sê, skryf aan hulle ook. En dan die karaktereienskap wat hy aanhaal en sê, hier's wie dit skryf, is 'n herhaling of 'n aanhaling van wat in vers 17 in hoofstuk 1 kom. Hy sê, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was, maar wat lewend geword het. Hy sê, dis wie hierdie brief skryf, dis wie hierdie gee. En binne in hierdie konteks is dit belangrik om te verstaan. Smyrna het baie keer gedink dat hulle is die eerste in hoe mooi dit is en hoe groot dit is. En die eerste in keiser aanbidding. En Jesus sê, ek is die eerste. En ek is die laaste. Ek is die skepper. Ek is die een wat alles in stand hou. Daar's ook 'n afleiding wat kan wees dat 7 voor Christus is hierdie stad eintlik verwoes. En hulle het hierdie stad weer gebou en 3 na Christus en hulle sê, ons het eintlik opgestaan uit die as uit en opgestaan uit die dood uit. En Jesus sê, nee, ek is die eintlike een wat opstaan uit die dood uit.
Ek is die eintlike een, en binne in hierdie konteks waar Christene vervolg word, juis omdat hulle die een aanbid wat opgestaan het uit die dood, en waar ander ouens sê, julle kan hom nie aanbid nie, hy is 'n ou wat aan 'n kruis vasgeslaan het. Sê, ek wil julle moet weet, dis ek hou alles in beheer. Dis ek wat hierdie skryf. Ek is nie onkant gevang nie. Ek weet wat aangaan ook binne in julle lewe. En dan sê hy dit. Hy sê, ek ken jou verdrukking. Ek weet wat aangaan. Ek weet wat jy beleef. Die fout wat ons as Christene baie keer maak, wanneer dinge moeilik gaan in ons lewe, dan dink ons God sien dit nie raak nie. Of ons dink God het vergeet van ons. Jesus is in 'n boot in 'n storm saam met sy disippels, hy lê in slaap en hulle is soos, ons is besig om te vergaan, hulle maak hom wakker en sê, gee nie om dat ons besig is om te vergaan nie. En miskien is jy in 'n omstandighede en daar's iets van die disippels in jou soos, ek dink God is besig om te slaap terwyl ek deur hierdie dinge gaan. Dis asof hy nie ag gee nie, of ag slaan op wat gebeur, of sien wat gebeur. Maar Jesus wil sê, ek ken, ek weet wat deur jy gaan. Is daar mense wat dinge van jou sê, wat nie waar is nie? Ek weet hoe dit voel. Is daar mense wat jou verraai het? Ek weet hoe dit voel. Is daar mense wat gesê het, hulle gaan by jou staan en hulle het nie? Ek weet hoe dit voel. Is jy al gearresteer? Ek weet hoe dit voel. Hebreërs sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons meelewing kan hê nie. Hy verstaan. En hy maak nie saak wat deur jy op die oomblik gaan nie. Hy weet en hy sien. Hierdie woordjie verdrukking beteken presies dit. 'n Drukking wat toegepas word. Dis 'n las wat gedra word op jou gees, op jou siel. Dit voel soos 'n drukking wat jy sukkel om te hanteer. En hy sê, ek ken dit. En dan gaan hy 4 dinge noem wat as verdrukking gebeur. Nou in hierdie tyd, party ons sê, daar was 'n tipe vervolging wat gebeur het in hierdie tyd, dat hulle het jou vasgemaak, altyd jou voete en jou hande, en dan het hulle jou half uitmekaar uitgetrek met toue, en dan het hulle swaar klippe of gewigte bo op jou bors gesit, wat hier gedruk het, en met hierdie uit sukkel jy om asem te haal as gevolg van hierdie drukking, wat dit is. Hy sê, ek ken jou verdrukking, en hy noem 4 dinge, wat ek dink nog steeds van toepassing is, ook in die wêreld waarin ons leef. Die eerste een is armoede. Hy sê, ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk. Hierdie woordjie armoede beteken letterlik hopelose armoede. Met ander woorde, jy het niks nie. En daar's geen hoop dat jy enige iets gaan kry nie. Dis wat hulle ervaar het as gevolg van hulle affiliasie met Jesus. En gesê, hy is Here. En ons gaan nie die keiser aanbid as Here nie, en hulle beleef hierdie armoede met geen hoop verder nie. En dan sê hy, maar tog is jy ryk. Hy sê, ja, in hierdie wêreld is jy arm, maar in my koninkryk is jy ryk. Die feit dat jy bly staan en aan my getrou bly en gehoorsaam is aan my, maak dat jy ryk is in die koninkryk wat eintlik saak maak, die koninkryk wat vir altyd gaan bestaan. Alhoewel dit nou lank voel waar jy jouself beleef, is dit kort en tydelik in vergelyking met die ewigheid, waar dit eintlik saak maak. En ek dink dit is belangrik dat ons eie lewe sal evalueer hierdie. Party van ons sukkel nie met armoede nie, maar ons is arm in die koninkryk van God. Ons het alles wat ons wil hê en alles wat ons begeer, en ons koop vir ons kinders en vir ons mense alles wat nodig is, en ons sê dis vir julle en om geleenthede skep, maar in die proses is ons arm in die oë van God. En ons gaan eendag voor 'n lewende God moet verskyn. En jy wil nie daar arm wees nie. En ons moet ons lewe rig volgens dit, maar miskien is jy hier, en dit wat jy beleef, en die angs wat jy beleef, en die druk wat jy beleef, is juis armoede. Is juis as gevolg van die ekonomie en wat aangaan. En as van die drukking wat jy beleef, en jy weet nie wat ek kan doen nie, jy maak planne, en dit voel asof jy jou planne opmaak. En Jesus sê, ek weet wat jy beleef. Ek sien wat jy gaan. Ek verstaan wat jy gaan. Die tweede ding is kwaadpratery. Hy sê, ek weet ook van die lastering deur diegene wat beweer dat hulle Jode is, en dit nie regtig is nie, maar 'n sinagoge van Satan. In hierdie konteks, wat jy moet verstaan is, die Jode was gesien as 'n geloof op hulle eie, wat nie die keiser hoef te aanbid, as 'n God nie, omdat hulle een God het. En dis as 'n amptelike geloof gesien. Maar hierdie selfde Jode het nou van die Christene gesê, nee, julle is van die pad af, want julle aanbid 'n krimineel wat aan 'n kruis vasgeslaan is en sê hy is Here. Dit is Gods lastering waarmee julle besig is. Julle is nie eintlik nie. En hulle het al saam met hierdie Romeine gaan om hulle guns te kry en sê, nee, hierdie ouens, ons weet nie wie hulle is nie. Ja, hulle kom uit ons uit, maar hulle is van die pad af.
En weer eens is dit hulle wat eintlik hierdie dinge oor hulle sê en hulle dink hulle is die nageslag van Abraham en hulle mis die feit dat Jesus sê nee, die wat geloof het in die Here Jesus Christus is die eintlike nageslag van Abraham. Dis in hulle. En dan sê allerlei dinge en dit gebeur vandag nog. Dit gebeur vandag nog dat ouens uit 'n godsdienstlens sekere dinge sal sê, dat hulle sekere versies uit konteks sal vat en dinge oor ander mense sal sê en sleg sal sê oor ander mense en sleg sal sê oor ander kerke. Ons leef vandag nog in 'n wêreld waar ander godsdienste baie sleg goeie sê oor Christene en daar vervolging is as gevolg van dit. Een van die organisasies saam met ons wie ons werk en met ons vennootskap het en wat julle ondersteun is Geopende Deure. Wat juis werk met die vervolgde kerk, waar mense deur verdrukking gaan oor wat ander ouens sê en wat ander godsdienste van hulle sê en hoe ander godsdienste hanteer binne in 'n sekere konteks. En ek wil vir julle dankie sê vir dit wat julle gee dat ons hierdie ondergrondse kerk eintlik ook kan versterk. En ons moet bid vir hulle. Wat gee we vandag nog? Miskien beleef jy verdrukking as gevolg van wat mense sê oor jou. En dis nie waar nie, en dis nie reg nie. Maar jy beleef dit. En Jesus wil vir jou sê, ek sien, ek weet, ek ken jou druk. Die derde ding is net algemene swaar kry en lyding. Ons weet nie presies wat 'n lyding hulle ervaar nie. Ons weet nie wat se vervolging hulle ervaar het nie. Maar Jesus sê, moenie vir enigiets wat jy nog gaan ly. Hy sê, julle ly klaar, maar daar's nog dinge wat jy gaan ly. Moenie daarvoor bang wees nie. En dit is elke keer Jesus se antwoord. Dit is elke keer God se antwoord in die Bybel. Wanneer ouens deur moeilike dinge gaan, wanneer hulle deur swaar dinge gaan, wanneer hulle deur dinge moet aanvat wat vir hulle onmoontlik lyk, is sy antwoord altyd, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bang wees nie. En miskien is dit lyding wat jy beleef, dis dalk fisiese lyding, jy's dalk siek. Jy het dalk sekere resultate gekry en is nie goed nie. Miskien is dit emosionele lyding waardeur jy gaan. Miskien is dit geestelik, dat jy twyfel. En jy glo nie meer so sterk nie en jy sukkel om jou Bybel te lees en jy sukkel om te bid. En Jesus sê, moenie bang wees nie. Ek's by jou. Ek sien, ek verstaan. En dan die laaste een is demoniese aanvalle. Hy sê, kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die tronk laat gooi, sodat julle getoets kan word, 10 dae lank sal julle verdruk word. En as dit kom by demoniese aanvalle, ek sê altyd, as dit kom by hierdie goed, is vir 1 kilometer pad, is daar 2 kilometer afgrond aan die kant van die pad. En as dit kom wanneer ons praat oor hierdie dinge, is daar hierdie pole waar party mense gaan lê. Party mense gaan lê by hierdie pool van daar is nie die demoniese kant nie. En hier is die ding, jy moet weet, die Bybel maak dit baie duidelik dat ons is in 'n geestelike oorlog. En as jy dink daar is geen geestelike oorlog aan is jy geflous. En as jy mislei en jy gaan uit die game uitgehaal word deur 'n vyand wat jy nie eens weet daar is nie. Die ander kant is dat ons na hierdie pool toe gaan sê alles is demonies vanaand. En dis ook hierdie waarheid. Party dinge is net emosioneel. En so daar's hierdie middelweg van ja, daar is 'n vyand. Die Bybel maak dit baie duidelik dat ons het 'n vyand en ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, sê Efesiërs 6, maar teen die bose magte in die lig. Maar God gee wapens sodat ons kan bly staande bly binne in hierdie geveg. Hy gee sy wapens wat ons net moet gebruik. Dis nie dat jy in jou eie krag hoef te staan nie, dis dat jy in die krag staan wat hy gee. Jakobus sê, julle moet julleself onderdanig maak aan God en dan die duiwel weerstaan en dan gaan hy vlug. Dis agter hom wat jy staan. Dis in sy naam. Hy is die naam bo alle name. In sy naam is al die mag en al die gesag. Dis nie in jou eie krag nie, dis nie in jou eie geloof nie. Dis in hom. En hy sê, luister, dit gebeur ook. En soms beleef jy sekere verdrukking as gevolg van dit. Dat as jy is vasgevang in demoniese goeders, jy is vasgevang in kettinge en dis asof jy net uit hierdie siklus kan kom nie, van verslawing en uit hierdie ding kan kom en is oor en daar's geen logiese rede vir dit nie. Ja, daar's 'n vyand. En Jesus sê hy het gekom om te steel, te slag en uit te roei. Hy wil jou lewe verwoes en hy wil jou verhoudings verwoes en hy wil jou werk verwoes en hy wil jou huwelik verwoes. Dis wat hy wil doen. Hy wil nie net vir jou 'n moeilike dag gee nie. Maar Jesus sê ek het gekom om die lewe vir jou te gee en dit in oorvloed. Dis in hom wat daar is. Hierdie 10 dae lank sal jy verdruk word. Party ons glo dat dit verwys dat daar's 'n begin en 'n einde. Dis 'n kort periode wat dit gaan gebeur. Wat jy wel moet verstaan is, in hierdie tyd, tronk was nie iets van, jy het 'n verhoor, jy word skuldig bevind en dan gooi jy in die tronk nie. Tronk was 'n tydelike ding, dat jy gaan nog verhoor word, of jy is verhoor en jy gaan nou doodgemaak word. Jy gaan gekruisig word.
Dis wat tronk beteken vir die Rome. So Jesus sê, luister, julle moet weet, dankie, julle staan reg, maar dit gaan nog erger raak. En weer eens, die 10 dae wys ook terug na Daniël en sy vriende, wat vir 10 dae getoets is. Hulle kom aan, en hulle sê, luister, almal moet van die koning se tafel af eet. En Daniël en sy vriende sê, nee, ons gaan nie van die koning se tafel eet nie, gee eerder net vir ons groente en water, en na 10 dae toets julle of ons nie sterker is nie. Want hulle het geweet dat al die kos op die koning se tafel is toegewy aan afgode, en ons is Jode, ons gaan nie afgode aanbid nie, en boonbehalwe dit, wanneer jy aan die koning se tafel eet, sê dit eintlik dat jy wil loyaal wees aan die koning, en Daniël en sy vriende sê, nee, ons gaan nie dit doen nie, ons is getrou aan God, en so toets ons na die tyd, en na die tyd was hulle sterker. Later is hulle weer getoets, en dan sê, aanbid die koning as 'n God, anders word julle in 'n vuuroond gegooi. En Daniël en sy vriende sê, ons sal nie buig voor die koning nie, ons buig voor God alleen. En al gooi hulle ons in hierdie vuuroond, sal ons bly staan vir God. En dis dieselfde tipe ding wat hier gebeur. Miskien beleef jy 'n klomp dinge. En miskien vra jy hierdie vraag, wat baie mense vra, binne in moeilike omstandighede, hoekom laat God dit gebeur? Hoekom laat God toe? As God dan 'n God van liefde is, hoekom gebeur dit? As God dan 'n God van genade is, hoekom gebeur dit? Partykeer vra mense, hoekom laat 'n goeie God slegte dinge gebeur met goeie mense? En ek dink dis 'n verkeerde vraag om te vra, want daar was net een goeie mens op aarde en dis Jesus Christus. Maar hoekom laat God dit gebeur? En ek dink wanneer jy in daai dinge van, is dit reg om daai vraag te vra? As jy psalms lees, oor en oor, vra die psalmdigters hierdie vraag, wanneer hulle self in moeilike omstandighede vind. David in kluis. In Psalm 22, vers 2, dan hier's David wat in moeilike omstandighede en verdrukking is, dan sê hy, my God, waarom het U my verlaat? Dieselfde woorde wat Jesus later aan die kruis sou vra, my God, waarom het U my verlaat? Toe God sy rug op hom dra en die wraak van God op Jesus kom as gevolg van die sonde van mense. En David vra, hoekom verlaat U my? En bly U ver as ek om hulp roep? En miskien is dit waar jy is. Jy bid en jy bid en jy bid en jy voel asof God ver is. Dit voel asof hy nie hoor nie. En dan gaan hy eintlik aan in hierdie psalm en dan sê, maar U het altyd geluister na die voorvaders toe. Hulle het gebid en dan het U geluister en die deurbraak gebring. Hoekom nie by my nie? En miskien is dit waar jy is. Here, ek bid, hoekom doen U dit vir daai ander mense, maar U doen dit nie vir my nie? Hoekom beleef hulle dit, maar ons beleef dit nie? Hoekom bring jy bevryding vir hulle, maar nie vir my nie? Hoekom maak jy hulle gesond, maar nie vir my nie? Hoekom bring jy finansiële deurbraak vir hulle, maar nie vir my nie? Nou, daar is teologiese antwoorde vir hoekom ons deur moeilike dinge gaan. Ek dink die fout wat ons as Christene baie keer maak, wanneer ouens in 'n diep desperaatheid van moeilik is, dan wil ons die teologiese antwoord gee. En ek dink dit is verkeerde tyd. Want hulle hart is op 'n ander plek. En ons moet net daar wees vir hulle. En vir hulle bid en vir hulle omgee. Maar hier is die teologiese kant. Die eerste rede is ons is in 'n gefalle wêreld. Hierdie wêreld is nie wat dit moet wees nie. Toe God geskep het, na elke dag wat hy geskep het, hy gesê, dis goed, dis goed, dis goed. Aan die einde van hoofstuk 1 van Genesis, dan sê hy, dis baie goed. Maar sonde kom in die wêreld in. En sonde verander alles. Sonde hou die deur oop, nie net vir sonde nie, dit hou die deur oop vir al die pyn en al die lyding en al die verdrukking en al die skuldgevoel en al die skaamte wat ons ervaar. Die fout wat ek en jy maak is om, wanneer ons dink aan sonde, net dit wat ek gister verkeerd gedoen het. Nee, sonde is 'n siekte wat ingekom het en die simptome daarvan is sondes wat ons doen. En dit het alles ingekom. En dis van die makro vlak wat dit is dat daar storms woed en in die Kaap en verwoesting saai, na die mikrovlak toe van ons selle in jou liggaam, wat jou eie liggaam begin aanval. Dis die effek van sonde, ons leef in 'n gefalle wêreld, en Jesus sê, eendag gaan ek alles nuut maak. Die tweede rede is, ander mense se sondes. God het vir ons vrye wil gegee, en ander ons kies, en ander ons kies teen die wil van die Here, en dit speel uit in jou lewe. En die effek is in jou lewe. En jy dra gevolge van keuses wat hulle gemaak het. Jy het dit nie eens gedoen nie. Jy het net groot geword met dit. Dit het net op jou gekom. Jy het net jou lewe geleef en hier gebeur dit. En Jesus het aan die kruis gesterf ook vir daai sondes. En dan is dit net jou eie sondes soms. So baie keer wil mense die duiwel blameer vir hulle eie sondes. Nee, dis jy wat te veel drink. Nee, dis jy wat die hele tyd rondslaap. En nou sê jy die Here, ag die duiwel is teen my verhoudings en dit woed in my. Nee, dis jy.
Jy kies om nie binne die wil van die Here te leef nie. Jy kies om te sondig en nie te doen wat jy weet die regte ding is nie. En elke keuse het 'n gevolg. Dis saad wat jy saai. Die Bybel sê, wat jy saai, gaan jy oes. En as jy saai op die vlees, gaan jy dood en verderf oes. En dis hoekom maar dood en verderf in jou verhoudings is en wat gebeur. Aan die ander kant kan jy saai in lyn met die Gees en dan oes jy lewe. Die keuse bly tussen lewe en dood oor en oor. En dan natuurlik is daar 'n demoniese kant. Ja, daar is dit wat gebeur. En slegte dinge wat gebeur as gevolg van dit. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En dis hoekom dit so belangrik is, dat jy ander mense het, wat vir jou die blinde kol in jou lewe kan wys. Dat jy sal deel wees van 'n klein groep, dat jy sal deel wees van 'n groep Christene wat vir jou kan bid, en vir jou kan sê, luister, jy is besig om in 'n afdraande pad te gaan, jy drink te veel, of jy moet ophou flirt daar, ja, maar ons werk saam, jy moet ophou, dit lei na iets, dit begin baie lekker, maar dit lei na iets wat jou in binding gaan sit. En jy moet watch. En hier is Jesus se woorde vir hierdie ouens wat hierdie verdrukking ervaar. Hy sê, wees getrou tot die dood toe. Jy moet nie mis nie. Hy sê, julle doen dit reg. Daar is nie 'n regwysing vir Smyrna nie. Hy sê, julle doen dit reg. Julle staan vas in hierdie moeilike omstandighede. En weet jy wat sê hy dan? Hou aan, want dit gaan nog erger word. Dit gaan tot die dood toe lei. En ek sal aan jou die oorwinningskraans van die lewe gee. Nou in Smyrna was hulle baie bekend met hierdie kraans wat gees vir atlete in die Olimpiese spele. Smyrna het baie goed deelgeneem aan dit. Daar was ook 'n kraans wat dit is algemeen gesien as eer wat jy aan iemand gee. Baie keer agterop hulle munte sou mense aan wie hulle eer wou gee, sou hulle kop daar wees met 'n kraans om. Die vlakte of die omliggende gedeelte van al die berge en die geboue, as jy om Smyrna het, is ook die kraans van Smyrna genoem. En binne in daai konteks sê Jesus, luister, jy leef binne in al hierdie dinge, maar daar is iets wat ek, die begin en die einde, die een wat opstaan het, aan die einde van julle lewe vir julle sal gee, ek gee dit self, en dis die ewige lewe. "60 jaar later, wat hierdie brief geskryf is, sou Polycarp het in hierdie gemeente gebly. Hy was 'n direkte disipel van Johannes wat die brief geskryf het. Die apostel Johannes. En hy sou natuurlik hierdie brief van Johannes vir daai kerk, sou hy ook gelees het. En in daai tyd was die vervolging baie erg, dat as jy nie die keiser aanbid nie, maak ons jou dood. En die gouverneur, dis wat geskiedenis ons vertel, is dat die gouverneur van Smyrna het vir hom gesê, jy het 'n keuse. Of jy sê, keiser is Here, of ons maak jou dood. Ons sit jou op 'n brandstapel. Jy moet kies. En natuurlik sou hy hierdie brief gelees het. En natuurlik sou hy gelees het wat Jesus gesê het, wees getrou tot die dood toe, bly staan. En dan staan wat hy vir die gouverneur gesê het, is 86 jaar het ek Christus gedien, en hy het my nog geen kwaad aangedoen. Hoekom sal ek my koning, wat my gered het, nou laster? En hy sê, wel, dan gaan ons jou vastbind, en ons gaan jou verbrand. En hy sê, julle hoef my nie vast te bind nie. Die liefde van Jesus bind my vast om daar te staan. En hy klim op, en hy gaan staan op hierdie hout. Terwyl hy psalms quoteer. En dan steek hierdie hout aan die brand. En as die geskiedenis sê, daar kom 'n wind in Smyrna aangewaai. En hy staan nie in die vlamme brand die hele tyd daar. En hulle kry hom nie doodgebrand nie. Terwyl hy psalms sê. Op die ouene steek hom dood en hy val in die hout en hy brand dood. En die eerste woorde wat hy hoor na sy dood, is van die een wat eerste en laaste is. Well done. Jy het vasgestaan tot die einde. Goeie en getroue diensknegt. Welkom in my ewige rus. En dan is daar hierdie algemene stelling vir almal van ons. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Dis vir al hierdie gemeentes, maar dis ook vir ons. Wie oorwin, sal beslis nie deur die tweede dood skade ly nie. En jy nie mis nie, die oorwin hier beteken, die ouens wat vas bly staan het, ten spyte daarvan dat hulle doodgemaak is. Die oorwin is nie dat hulle omstandighede verander het, en beter is, en gemakliker is nie. Die oorwin in hierdie konteks was dat hulle het gesterf, omdat hulle vas bly staan het, en getrou was aan Jesus as hulle Here. En hy sê, wie oorwin sal beslis nie deur die tweede dood skade ly nie. En dit praat van die geestelike dood. Die feit dat jy hier sit, beteken jy is fisies gebore. Baie welkom op aarde. So jy is gebore, maar as jy net een keer gebore is, gaan jy 2 keer doodgaan.
Maar as jy 2 keer gebore is, gaan jy net 1 keer doodgaan. En ek wil dit verduidelik. Die eerste geboorte is jou fisiese geboorte. Maar die tweede geboorte is 'n wedergeboorte. Jesus het gesê aan Nikodemus in Johannes 3, as jy nie wedergebore word nie, sal jy nie in die koninkryk van God ingaan nie en sal die koninkryk van God nie sien nie. En as jy 'n tweede keer gebore is in Christus, dan gaan die tweede dood, die laaste oordeel, het geen effek op jou nie. Want jy gaan in die hemel as gevolg van die feit dat Jesus Here van jou lewe is en dat hy gedoen het vir jou wat jy nie vir jouself kan doen nie en in jou plek gesterf het en betaal het vir jou sondes. Maar as jy nie die knie buig op hierdie aarde en hom Here van jou lewe maak nie, is daar wedergeboorte wat nie kan gebeur nie. Wedergeboorte is die gees wat jou van binne af lewend maak en nuut maak. Paulus sê in Efesiërs 2, julle is dood as gevolg van julle sondes en oortredings. Maar iets bonatuurlik, God kom en maak ons lewend saam met Christus. Maar as jy nie kies om Jesus Here van jou lewe te maak, gebeur dit nie. En as jy geestelik dood, en gaan jy voor God eendag verskyn met die groot oordeel, en jy gaan in die hel gooi word, dis wat hierdie is. Jy gaan aanhou doodgaan, maar nooit doodgaan nie. Beleef jy verdrukking? Beleef jy moeilikheid? Beleef jy swaar kry in jou lewe? Is daar armoede? Dis dalk nie net fisiese armoede, maar is arm van gees. Arm in verhoudings. Beleef jy die kwaadpratery van mense? Beleef jy lyding, emosioneel, fisies, geestelik? Beleef jy aanvalle? Wel, hier is wat Jesus gesê het vir sy disippels. In Johannes 16 hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan vind. Die vrede lê nie in 'n perfekte wêreld nie. Die vrede lê nie dat jou omstandighede perfek is nie en dat die ekonomie saamwerk en dat die olieprys afkom en dat alles weer fyn is. Dit lê in 'n iemand wat nie in hierdie wêreld is nie. Hierdie wêreld kan nie vir jou die vrede van God gee nie. Dit lê in die prins van vrede, in wie se koninkryk daar vrede is. Dis in hom. En niks in hierdie wêreld kan dit verander nie. As jy vrede soek in hierdie wêreld, gaan jy altyd teleurgestel word. Die wêreld kan dit nie vir jou gee nie. Maar die koning van konings, die Here van Here wat weer terugkom, dis in hom wat jy dit kan vind. Inteendeel, hy maak hierdie belofte, in hierdie wêreld sal julle, weer daai woord, verdrukking hê. Hy sê, by the way, julle gaan dit so hê. Dit gaan gebeur in die wêreld. Maar hou goeie moed. Staan vas. Ek het die wêreld oorwin. Ek is die eerste. En ek is die laaste. En ek is die opstanding en die lewe. So beleef jy dit. Jesus wil sê, hou moed. En dit was nog altyd sy antwoord. Paulus het deur moeilikhede gaan. As mense vir jou gesê het, luister, God sal jou nie in omstandighede sit wat jy nie kan hanteer nie, dan, en hulle sê, die Bybel sê so, die Bybel sê nie dit nie. Hulle haal 'n vers verkeerlik aan in 1 Korintiërs 10:13, wat Paulus sê, jy sal nie bo jou kragte versoek word, vir sonde nie. Hy skryf dit in die eerste brief aan Korinte, en in sy tweede brief aan Korinte, in hoofstuk 1, dan skryf hy, ek wil hê julle moet weet van al die moeilikheid waardeur ons gegaan het. Dit het ver bo ons kragte gegaan. Dis Paulus wat dit sê. Ons was in sulke moeilikheid, ons kon dit nie met ons eie krag hanteer nie. Dan sê hy, trouwens, dit het gevoel asof ons die lewe wou opgee. Dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis oor ons uitgespreek is. Ons kon dit nie in ons eie krag hanteer nie. Dan sê hy, maar in dit het ons geleer om op hom te vertrou. Die een wat dooies kan opwek. Ons hoop is in hom. En dan gaan jy aan na hoofstuk 12 toe. Dan sê hy, luister, ek het 'n doring in die vlees gehad. Niemand weet wat dit is nie. Ouens spekuleer wat dit kon wees. Maar hy beskryf hoe dit vir hom gevoel het. Hy sê, dit was soos die boodskapper van die duiwel af, wat my met vuiste die heeltyd geslaan het. Hy sê, 3 maal het ek vir die Here gebid om dit weg te neem. En dis nie, hy het maandag, dinsdag en woensdag gebid nie. Dit was 3 seisoene van sy lewe, wat hy oor en oor en oor vir die Here gevra, asseblief, neem hierdie ding weg. En ek bedoel, as daar iemand is wat bargain power gehad by die Here, was dit seker Paulus. Hy kon 'n paar dinge sê, soos Here, ek het dan 'n paar kerke geplant, ek het 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf, ek het 'n paar dinge gedoen, sekerlik gaan hy na my luister. En weet jy wat is die Here se antwoord vir hom? Nee. Gaan dit wegvat. My genade is vir jou genoeg.
my genade is vir jou voldoende. My krag kom juis ten volle werking, wanneer jy swak is. En dan sê Paulus, okay, dan gaan ek roem oor dit, want dan kan ek die krag hê en die genade hê. Johannes die Doper is in die tronk. Hy is die voorloper van Jesus. En Jesus doen al hierdie wonderwerke en al hierdie dinge, en hy sit in die tronk en hy hoor van alles wat Jesus doen. En hy moes die pad gereed maak vir die Jesus. En dan stuur hy boodskappers na Jesus toe en sê, ek wil net seker maak, is hy regtig die Messias? Het ek dit dalk gemis? Want my omstandighede het niks verander van dit hier is. En dan sê Jesus vir sy boodskappers, so Lukas 7, kyk wat hier gebeur om julle. Die siekes word genees, die blindes sien. Dan sê hierdie woorde, geseënd is die wat nie in my begin twyfel nie. En daai woordjie twyfel beteken letterlik, die wat nie aanstoot neem, omdat ek nie doen soos wat jy gehoop het ek gaan vir jou doen nie. Die wat nie aanstoot neem, omdat die omstandighede nie verander soos wat jy gedink het moet wees. Die wat nie hulle vertroue in my begin verloor, omdat ek nie gedoen het soos wat hulle gehoop het nie. Jakobus sê, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Kry jy swaar? Jy moet bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Party van julle, in skare soos hierdie, moet party swaar kry en party moet okay wees. En het is nodig dat ons sing. En het is nodig dat ons bid vir die mense. Hy sê, as daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom. En hulle moet vir hom bid. En hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit die sieke genesing bring, die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar. So wanneer jy ly, moet jy bely. Wanneer jy ly, moet jy bely wat aangaan teenoor mekaar. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, sê dit vir iemand. Wanneer jy hierdie verdrukkings ervaar, sê dit vir iemand en bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Oor en oor wys ek hierdie driehoek vir julle van, dat elkeen van ons het 'n stap van geloof wat ons moet neem. Ons bestaan om te ken, terwyl ons ons staan om te ken en om bekend te maak terwyl ons mekaar liefhet. En deel van liefhet is dat ons die maskers afhaal en vertel wat aangaan hier binne. Wat is die dinge waarmee ons sukkel? Wat is die versoekings? Wat is die sondes? Wat is die verdrukking wat ons beleef? En dat die ander kant, dat ons mekaar sal versorg. Dat ons mekaar sal bid. Dat ons mekaar se laste sal dra. Dat ons mekaar sal ondersteun. En dis hoekom jy ander mense nodig het. Die laaste 2 weke, ek sê vir die personeel, ek weet wat aangaan, maar dit is asof die ark oop is. Die hoeveelheid slegte nuus wat ons kry, die hoeveelheid mense wat behoefte het, die hoeveelheid mense wat ons wil sien. En hier is die ding, ouens, net soos jy het ek 24 uur in 'n dag. En hoor, dan sê ek, en Liesel probeer dit doen, so ver as ek kan, en ek wil dit so sê, het jy vir Petrie nodig, of het jy hulp nodig van sy kerk, van sy mense? Dit is vir my onmoontlik om almal te kan help. Ek kan party help, maar kan nie almal help nie. Maar deel van my verantwoordelikheid is dat ek wil hê jy moet gehelp word. En ons het 'n span mense, elke week nooi ek jou uit. Na die tyd is die mense wat vir jou wil bid. En hierdie is 'n span mense wat jou wil versorg. Dis 'n span mense wat opgelei is om dit te doen. Hulle het die tools om jou te kan help. Ons het hulle aangestel, juis vir die rol, omdat ons weet ons kan dit nie alles doen nie. En baie van hulle het al die verdrukking en die swaar kry beleef waardeur jy gaan. En hulle wil jou help daarmee. En hulle wil jy nie net vir jou bid nie, hulle kan 'n pad saam met jou stap op verskeie vlakke. Maar jy moet die masker afhaal en begin vertel. En sê ek het hulp nodig, ek het gebed nodig. Ja, Pieter, maar almal gaan my sien. Dis 'n goeie ding as jy nederig is en die genade van God kry. Teenoor wat jy sê, ek sal in my eie krag dit hanteer. So wat gaan gebeur nou, is dat ek het hierdie span gevra. Hulle gaan weer hier voor wees, en dan gaan meer van hulle wees. En ek het vir die ouderlinge wat hierdie diens bywoon, gesê, ek wil julle moet hier voor wees, en ek gaan hier voor wees. En wat gaan gebeur is, ek wil jou uitnooi, as jy gebed nodig het, moet jy kom, laat ons vir jou bid.
En as jy op 'n goeie plek is, gaan jy staan en sing nou. En ons gaan hierdie lied sing, I Speak Jesus. En ons gaan die naam van Jesus sing oor hierdie mense. Ja Pieter, maar ek hou nie van daai lied nie. Dis nie vir jou nie. Dis vir aanbidding vir God. Aanbidding gaan nooit oor jou nie, dit gaan oor hom. En ons gaan die kragtige, magtige, heilige naam van Jesus sing oor mense wat maskers afhaal en sê, dit gaan nie goed met my nie. En jy moet sing asof jy gered is, en jy moet sing asof jy glo dat daar krag in sy naam is, want die Bybel sê daar is. So ek gaan jou uitnooi. So ek wil vra, ek gaan vir ons bid, en dan kan die leikkansel redelijk lank vorentoe kom, en die ouderlinge wat hier is, kan vorentoe kom. En dan gaan ek vir ons bid. So, Here Jesus, ek eer U. Ek eer U dat U vir ons sê, moenie bang wees nie. Dat U vir ons genade gee, dat U U teenwoordigheid vir ons gee, sodat ons kan bly staan. Ten spyte van. En ek wil kom vra, Here, dat U ons sal kom bedien deur die Gees in hierdie oomblik. Die van ons wat moet sing, laat ons sal sing en sal glo. En die van ons wat hulp nodig het, dat ons die nederigheid sal hê en hulp vra. En sê, ons het gebed nodig. Ons kry swaar. Ek kom vra, kom bedien ons in hierdie oomblik. In die naam van Jesus Christus.